hier sonder in die kerkraad, wil ek ook die leergevoel van die gemeente betuig, met die skielige afsterwe van iemand die in die midde van die hele wêreld was. Mag die Here vir julle troos en bemoedig, en mag hy vir julle verder lei en seën op julle lewenspad. Ons is vanoggend hier by een om afskeid te neem van die BC of Boetie, soos ons beken het. Ons doen dit met dankbaarheid ook, omdat ons weet, hy het uit die genade van die Here sy lewe geleef, uit geloof sy lewe geleef, met hoop sy lewe geleef, en was daarom gereed om te gaan en vir ewig saam met die Here te leef. Ons begin ons diens deur saam te bid. Here onse God, U wat Uself aan ons bekend kom maak het as Vader en Seun en Heilige Gees, voor U kom buig ons op vanoggend in aanbidding. Ons bring aan U die lof, die dank, die eer wat U as ons God toekom. Ons buig voor U ook diep afhanklik, omdat ons weet, ons kan nie sonder U hulp ons lewe leef nie. Ons dankie dat ons daarom kan bely vanoggend, dat ons hulp van die Here kom, hy wat getrou is, hy wat nooit laat vaar die werking van sy hande in ons lewe nie. Ons dankie dat ons mag ken as die barmhartige, die genadige en die liefdevolle God, wat getrou bly aan U beloftes, wat U aan ons maak, wat U aan ons gee, en waarin ons elke dag ons lewe kan leef. Ons dankie dat in midde van die broosheid en die swaar kry, die gebrokenheid van ons lewe hier op aarde, soms ook die sonde en die invloed daarvan, ons weet, is U wat ons lewe bewaar en veilig in die hand hou, dat ons lewe mag lewe te wete, niks en niemand kan ons van U liefde skei, daardie liefde wat U aan ons kom bewys het, in Christus Jesus, ons Here. Dankie dat ons nou mag bid, in U teenwoordigheid, dat U ons tot rus sal bring, aan ons U vrede sal gee, dat ons U genade sal beleef, dat U ons in ons geloof sal versterk, wanneer ons hierdie diens beleef, afskeid neem van BC, van Boetie, wanneer ons luister na U woord, wanneer ons saam bid, saam sing, wanneer ons luister na die hulpblyk, ja, die verloop van die hele diens, mag dit vir ons elkeen tot seën wees. Ons bid dit uit genade aan U. Amen. Kan verder terugbeweeg. Hierdie ek heel graag ons julle rondom die doop van hierdie week, Woensdag, kry ek WhatsApp boodskap van die Frederik Linshoff, wat ons dit maar te ken haar, waar sy my gelukwens met die verjaardag, en sy sê, mag geniet ek die dag saam met Jody, en sy sê, ja, een stukkie van die dag, van Jody die oggend hier rondgeloop, en die oggend het ek voorbereid vir deze begrafenis. En sy praat ook die uit, en sê die DC was, en wat sy lewensomstandighede was, wat met ons gebeur het, hoe hy sy lewe geleef. En toe antwoord sy met die volgende, hy was deur God geken, en deur mense. En ek dacht toe, wat 'n raadopvatting, en 'n besondere woord, vir iemand wat sy nie geken het. As gestremde, as gevolg van sy ongeluk, het hy sy lewe geleef as iemand wat deur God geken het, maar ook deur mense, wat geliefd was
ook my ook. Ons neem van hom afskeid vanoggend, ook in die wete dat die dood, weer die dood, hy ingesluit is by God se genade verbond, en dat by sy dood God vir hom gesê het, ek is jou God, en jy is my kind. En dat hy in hierdie belofte, hierdie sekerheid, sy lewe kon doen. Ons neem ook van hom afskeid as mede-lidmaat van hierdie gemeente, as mede-gelowige van hierdie gemeente, wat ook in hierdie gemeente thuis gekom het, en die voorreg was om saam met mede-gelowiges van hierdie gemeente, van ander gemeentes, sy lewe te kom doen. Wat ook thuis gekom het, by mense, en kon leef saam met mense, wat geglo het, en hoe alles wat hom lief gehad het, en hom ondersteun. Wat 'n voorreg om ons lewe met hierdie sekerheid te mag doen. Kom ons sing daar, die pragtige lied in ons liedboek, die 464, die eerste en tweede strofe, O Heer my God. Eerste en tweede strofe, die 416. Toe ek woensdagoggend nou dink aan 'n gepaste teks, nou onthou ek van 'n preek wat wyle Dr. Russell Hotman van die VG Kerk op die radio gehad. Dit het gegaan oor die ballinge wat waarvan die voorsangers of die sangers hulle liere opgehang het en nie wou sing nie as gevolg van die ballingskap situasie. Hy het daai teks gekoppel toe met Psalm 126. Ek wil graag vanoggend hierdie Psalm met julle voorlees en 'n paar gedagtes met julle oor hierdie Psalm deel. 'n Pelgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, was ons soos mense wat droom.
Daarna is ons monde met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete. Toe is onder die nasies gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het iets groots aan ons gedoen, ons was verheug. Verander weer ons lot, Here, so stroombeddings in die Negev. Die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai. Die draer van die saadsak wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete, terwyl hy sy gerde dra. Hierdie hele psalm, die oordenking, maar besonder vers 5 en 6 waarby ons sal uitkom, die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai. Die draer van die saadsak, wat loop en huil, sal beslis terugkom met jubelkrete, terwyl hy sy gerde dra. Geliefdes, in die kerkjaar bevind ons nou in hierdie oorgangsweek van die laaste Sondag van die kerkjaar aan die begin van die nuwe kerkjaar. Nou die laaste Sondag van die kerkjaar, wat nou hierdie Sondag wat verby is gevier is, word soms gevier as die Sondag van Christus die Koning, vir wie elke knie eendag sal buig en sal erken dat hy die Here is, en vir ewig saam met hom aan sy regterhand sal regeer. Ander vier dit as 'n dankbaarheidssondag, terugkyk op die kerkjaar en sê dankie vir die Here vir sy genade en sorg en voorsiening. Maar sommige kerke vier dit ook as ewigheidssondag. Ek het verlede Sondag na Suidpunt se erediens op Struisbaai ook ingeskakel by die PKN, Protestantse Kerk Nederland, se erediens wat in Halle gehou is deur die Frederik Linkshof. En dit was 'n baie besondere diens om 2-3 redes. Dit het gegaan oor Jakob, oor sy lewensreis, en hoe dit hy in 'n finale ontmoeting met die Here radikaal verander is. Daarby Jabok, Genesis 32 lees ons daarvan, waar hy 'n nuwe naam gekry het, nie meer die naam bedrieger nie, maar die naam Israel, volk van God. En hy het 'n klipsteen opgerig as 'n blydende herinnering by sy nuwe tuiste kom, en hy het daai klipsteen genoem El-Elohe Israel, wat beteken God is die God van Israel. So eindjaar diens is daar om ons te herinner dat ons almal 'n lewensreis hier op aarde het. En dat dit 'n lewensreis ten diepste met God is. Die diens is ook ingerig as 'n herinnering aan al die lidmate wat in die kerkjaar siklus gesterf het. As 'n herinnering aan 'n lewensreis saam met hulle, saam met God, saam met mekaar. En as bevestiging dat hierdie lidmate reeds deel het aan die ewige lewe. By die aflees van elke naam as 'n kersie aangesteek, as hierdie herinnering, as hierdie bevestiging van ons geloof, as 'n gebed van dank vir die gawe van hulle lewe. Ek het vir myself gedink, wat 'n besondere manier om die kerkjaar mee af te sluit. Die viersoldaat is dit gebruik dat die eerste nagmaal van die jaar plaasvind. Maar ek dink na hierdie belewende Sondag dat dit baie meer gepas is om dit te doen aan die einde van die kerkjaar, die ewigheidssondag. Waar ons almal saam dink en saam mekaar se lewe, al die wat ons vooruit gegaan het, se lewe herdenk en God daarvoor dank. Maar ook om ons te herinner, permanent te herinner, dat ons lewensreis hier op aarde tydelik is. Dat die dood vir elkeen van ons wag en dat ons daarvoor gereed moet wees. Gereed om vir ewig met God te leef.
Juliana my bel om my van Isa afsterwe te verwittig. En namens die familie te vra of ek die gedenkie sal waarneem, het ek dadelik aan myself gedink. Boetie het vroeg die oggend op Ewigheidssondag gesterf. Om vir ewig met God te leef. Ewigheidssondag is natuurlik alleen moontlik danksy opstandingssondag. En elke Sondag is 'n viering van die opstanding van die Here Jesus. So hy het op opstandingssondag gesterf. Wetende dat Jesus Christus vir ons oorwinning gebring het oor die dood, dat hy vir ons lewe gebring het, dat hy vir ons ewige lewe gee. Maar Ewigheidssondag, die laaste Sondag van die kerkjaar, het ook alles te doen, is ten nouste gekoppel met die volgende Sondag wat volg, die Adventsondag. Die eerste Sondag van Adventtyd is die Sondag van hoop. Om vir ons te herinner, ons wat agterbly, ons wie se lewe nog verder vir ons voorlê, dat dit 'n lewe van hoop is. 'n lewe waarin ons leef in die beloftes wat God vir ons maak en wat vir ons hoopvol hou. 'n lewe van verwagting, 'n lewe van uitsien, 'n lewe van verlange na sy koms. Jesus het reeds gekom, maar ons verlang na sy tweede koms. Ons bid Maranatha, kom Here Jesus, kom gou, dat ons vir ewig saam met U kan wees. Psalm 126, veral dan vers 5 en 6, herinner ons vanoggend aan hierdie lewe wat ons met hoop leef, ons wat agterbly op aarde. Psalm 126 is 'n pelgrimslied. Dis 'n lied wat gesing is terwyl die gelowiges op pad was na die tempel vir feesviering en op pad terug van die tempel af. Maar dis ook 'n lied wat gesing is elke dag by die huis, by die werksplek en by die samekoms van die gelowiges. Dit is 'n lied wat getuig van gelowiges wat hulle hoop vestig in die Here wat vir jou redding bring in die lewe. Dit is 'n lied wat gesing word waarin die gelowiges herinner word aan dit wat God in die verlede gedoen het, hoe God in die verlede gehelp het en hoe bly hulle was toe God ingegryp het in hulle lewe. Maar hierdie pelgrimslied is ook 'n lied waarin gebid word. As dit ware dubbel gebid word. Here, gryp tog weer in ons lewensomstandighede. Die woordjie wat hier gebruik word is die woordjie lot. Gryp tog in ons lot. Die situasie waarin ons ons tans bevind. Verander dit weer asseblief ten goeie. Die rede vir hierdie gebed was waarskynlik dat die rooskleurige toekoms wat die volk verwag het, nie 'n werklikheid geword het. En dat hierdie toekomsverwagting plek gemaak het vir 'n nuwe swaarkry. Maar as jy die Psalm lees, ontdek ons, ten spyte van hierdie swaarkry, bly die gelowiges hoopvol. Hulle wankel nie. Hulle staan vas in hulle vertroue op die Here. Want dit is gebou en dit gegroei vanuit God se groot dade in die verlede. Hulle het geglo, dit wat God eenmaal in die verlede gedoen het, kan hy weer in die hede, kan hy weer in die toekoms doen. Soos hy die lewensomstandighede van sy volk, die lot van sy volk verander het, die lot van mense verander het, so kan hy dit weer doen in die toekoms. En dan gebruik die psalmdigter wat hierdie lied geskryf het, 'n pragtige natuurbeeld. Jaar na jaar verrig die Here die onmoontlike in die droë Suidland. Wanneer die winterreën val, word droë spruite omskep in bruisende waterstrome. En dan is daar weer lewe in die dorre land. Elke jaar doen die Here dit. Dit bring ons by ons teksvers van vanoggend. Hoe ons as gelowiges elke dag met hierdie hoop lewe
dat die Here weer en weer ons lewensomstandighede sal verander. Die uitdrukking in vers 5, naamlik, die wat met trane saai, sal met jubelkrete maai, was blykbaar 'n spreekwoord in Palestina. En dit het daar neergekom dat in 'n land en in 'n tyd waar koring skaars was, die kos, koringpitte, oënskynlik uit jou mense se mond gevat word om te saai. Jy weet dit? Jy het jou stapel op die koring, dis jou kos, jou gesin, maar nou moet jy van daar kos vat, dit is skaars, maar is nie genoeg nie, jy moet dit nou vat, daarvan, jy moet gaan saad uitspoor in die land, gaan plant, met die hoop dat daar 'n oes kan wees. Jy vat letterlik die sekuriteit weg van jou gesin, deur hierdie saad te gaan plant, te gaan saai. En verder weet ons, die koringkorrel moet ontkiem, hy kan in die grond val en nie ontkiem nie. Die koringkorrel kan ontkiem, maar hy kan verdroog. Hy kan groei, maar hy kan die ouens nie oes lewer nie. 'n risiko ding wat jy doen, om die kos van jou gesin weg te neem en aan die grond te gaan toevertrek. Mens sien hierdie prentjie van hierdie boer met sy saaisak oor sy skouer, met sy hand insteek en hy strooi so die saad oor die land uit, gooi dit so uit, en die trane loop oor sy wange. Kyk waar is ek besig. By my huis is daar brood gebring. Maar ek, in die geloof, saai ek hierdie koringkorrels uit. Maar, dan sien ons 'n ander prentjie. Eendag loop hierdie boer oor hierdie selfde land, stap oor hierdie selfde land, waar hy geoes het en hy dra die gerwe op sy skouer, juigend na sy huis toe. En sê die psalmdigter, dis hoe die Here in ons lewe werk. Dis hoe hy ons lot verander. Dis hoe hy voorsien in ons lewensomstandighede. Dit kan ook beteken dat beproewing en swaar kry wat oor ons pad kom, ons louter, sodat ons agterna bly is oor die swaar kry en die beproewing en die hartseer. Liewe broers en susters, as het vanoggend gaan oor ons lot, dan gaan dit oor ons lewensomstandighede, vanuit die ballingskapsituasie, waarna waarskynlik hier verwys word, en julle wat die geskiedenis van Israel ken, van Juda ken, weet hoe erg die ballingskapsituasie was. As ons praat oor ons lot, dan praat ons soms van die kaarte wat vir ons uitgedeel is, en ons daar waar ons eintlik niks meer kan doen nie. Praat ons oor van die dinge wat in ons lewenspad kom, waar ons nie die Here het. Praat ons soms van die suur van die lewe wat ons moet verduur. En die vraag is, wat maak ons as gelowiges nie? Wat maak ons met die pak, of die kaart uit die pak wat vir my uitgedeel is, as ek dit so kan sê? Wat maak ek met die suur wat oor my lewenspad kom? Psalmdigter sê. En die sangers wat saam sing sê, ons bid om hulp, en ons glo en ons vertrou, God kan dit verander. Ons doen dit in die wete, hy het dit in die verlede gedoen, en hy kan dit ook nou in die toekoms doen, want die onmoontlike is altyd vir hom moontlik. Hopelose situasies verander hy soos handomkeer, soos hy die mens in ballingskap gebring het, soos hy die lot en omstandighede van mense elke dag verander. En daarom sê die psalmdigter, bid, ons bid, gryp asseblief in ons nood, in Here, verander dit asseblief. Want net soos die beheer is van die natuur, en elke jaar die reën gee,
die reën bring, die droë land verander. Net so doen die dit in die geskiedenis. Doen die dit in ons lewe. Die vraag is hoe die Here dit doen. En dan sê hierdie teks vir ons, die Here doen dit eintlik op 'n unieke, vreemde manier. As hy die beeld hier gebruik van 'n saaier wat met moeite saai en op die oomblik met vreugde oes. Maar die Psalmdigter vir ons sê, daar is geen oes sonder dat daar gesaai word. Kan nie oes nie. Sê die Psalmdigter vir ons, groei gaan meestal gepaard met pyn. Later sal ons hoor dat Jesus sê die koringkorrel moet sterf, hy moet ontkiem. Hy is blootgestel aan 'n klomp elemente. Roos, weernis. Voordat die oes daar kan wees. Trane in 'n mens se lewe word soms die saad van vreugde wat jy later in jou lewe ervaar. Moet iemand moes dit in sy lewe ook aanvaar. En het dit so aanvaar. En ook ervaar dat God trane verander in blydskap en 'n gelag. In die vleuer van sy lewe word sy lewe soos 'n handomkeer verander na 'n moederongeluk. Hy is verlam in sy onderlyf, sou die res van sy lewe in 'n rolstoel moes deurbring of op sy rug lê in 'n bed. Hoe hy en sy ouers Odysseus aan die Letty dit aanvanklik verwerk het en daarom berus het, weet ek nie, dit was voor my tyd. Ek het egter moet leer ken as iemand wat nie gekla het oor sy lot nie, oor sy omstandighede, wat sy lewe voluit geleef het, wat hoopvol sy lewe geleef het. Dit was nie maklik nie. Dit het gepaard gegaan met baie moeite, opoffering en stryd, lyding en swaar kry. Soms met trane wat mense nie kon sien, wat hy weggesteek het. Wat hy wel gesien het, die lewe van vreugde, sy mond gevul met skerts en lag. En soos die Psalmdigter sê, jubelkrete. Sy lewenssituasie, sy lot, dit wat oor sy pad gekom het, te aanvaar. Met hoop gelewe dat die Here hom sal help en krag sal gee vir sy lewe voor. Beproewing en swaar kry het hom opgeluk. Maar ek kon bly wees na die aanvanklike traan. Hy was dankbaar vir elke mens wat hom of haar oor hom ontferm het, hom geliefd laat voel het, hom bederf het. Hy was ook geliefd gewees vir die mens wie hy was. En hy het ook liefde aan ander so bewys. Sy lewe eindig skielik, onverwags, maar word op 'n besondere manier herdenk deur 'n berig in die Landbou Weekblad wat Amelia Genis geskryf het. Sy skryf oor sy lewe nadat sy Saterdagoggend by hom op die land was en hy vir haar 'n ry platgesnyde koring waarvan die vog te hoog was gedors het sodat sy 'n paar foto's kon neem van boere wat oes. Ons weet daai Saterdag het nog niemand geoes nie. En hy daar op die land gesit, die hele dag in die hoop dat hy wel sou oes. En so met daardie berig leef hy voort in die gedagtes van almal wat hierdie berig sou lees. Min wetend dat dit die laaste reis sou wees wat hy sou doen. Kort hierna eindig sy lewe. Ons kan sê hy was nog besig om met jubelkrete te wag om die laaste deel van die oes in te samel na 'n moeilike plantyd en 'n moeilike landboujaar.
En dit sou dan ook simbolies wees van sy hele lewe. My eestyd is verby. My lewe op aarde is verby. Nou is daar ander nuwe krete. Nou is daar 'n ander blydskap. My lot is nou permanent verander. Ek het deel aan die ewigheid. Geliefdes, dit is die troos en hoop waarin ons elke dag ons lewe mag leef. Ek weet nie waarvan presies wat jou lewensomstandighede is, wat jou lot is, wat jy ervaar. Sommige van julle sal weet ek, julle dit met my gedeel. Wanneer nou dit styf in my kant. Maar jy kan in die Here toe daarna gaan. En jy kan gaan bid. Here, verander my trane, asseblief. En 'n gelag. Verander my hartseer en blydskap. Neem die onrus in my lewe weg. Geef my vrede, rus. Geef my krag en sterkte. En dit te verduur, dit te hanteer. Wat oor my lewenspad gekom. Ek sê ook vir die Here dankie. Dat hy die getroue is. Wat deur die eeue heen mense se lewensomstandighede verander het. Ook jou vandag en môre. Soos hy dit in Boetie se lewe ook gedoen het. Amen. Henry Nouwen, bekende Nederlandse teoloog, as hy oor die nagmaal skryf, sê hy, die aand, saam met sy disippels waar die laaste Pasga gevier is, het Jesus brood geneem, God daarvoor gedank en geseën, het dit gebreek en het uitgedeel. Symbolies was dit die daad, die aand wat blywende herinnering sou wees vir ons as mense op aarde in die nagmaalstafel dat Jesus sy lewe vir ons afgelê het. Sy lewe laat breek het, sodat ons redding kan kry. Hoop en troos in ons lewe kan jy mee te doen. Maar sê, Henry Nouwen op die volgende belangrike ding, hy sê, wanneer ons dan aan die nagmaalstafel die brood ontvang en dit eet en drink, is dit asof die Here Jesus daardeur vir elkeen van ons uitstuur, want ons lewe gebreek word, sodat ons lewe tot seën van ander kan wees. Ons neem afskeid vanoggend van Boetie, die weet dat sy lewe ook tot seën van ander was. Dit wat met hom gebeur, dit wat op sy lewenspad gekom het, sy lewe wat letterlik gebreek is. Dat dit moet verander, wat op sy pad gekom het, tot seën van ons. Hy waarskynlik ook baie gekruis met ander jongmans, ander mense met wie dit gebeur. En kon hulle bemoedig en verstaan. Maar Barnard kan ek vir u vertel en getuig met hulle eie seun Stefan wat in die rolstoel is. Wat hy gebel word van die sosiale eenheid om daar besoek af te lê by jong mense wat wakker word en besef ek is gestremd. En dan sien hulle die persoon wat langs hulle bed staan, ook in 'n rolstoel. En vir hulle kan sê, oké, dis die einde van alles. Die lewe gaan. So was Jesus se lewe
tot sien. Vreemde manier, die Here soms sy Here tot sien, verag. Die nagmaalswyn herinner ons net aan die bloed van Christus, wat gevloei as die volkome soenoffer vir ons lewe, vir ons sonde. Waardeur ons die eet en drink van die brood en wyn daarin herinner word dat ons deel het aan sy kruisdood en sy opstaan, dat ons saam met hom leef vir ewig. Here onze God, wanneer ons antwoord op die woord, wanneer ons antwoord op die betekenis van die doop en die nagmaal in ons lewe, wanneer ons as mense nadenk oor omstandighede van mense, oor ons eie omstandighede, wil ons antwoord en saam met gelowiges deur die eeue heen sing, 'n pelgrimslied sing. Die Here sal ons omstandighede verander. Die Here sal ons help. Die Here sal ons krag en sterkte gee vir ons lewensreis. Dankie dat ons dit mag glo en in hierdie wete ons lewe mag doen. Ons dank die Here vir Jesus se lewe, die mens wat hy was, sy lewe saam met hom wees het aan die wet. Ons dank die vir hulle voorbeeld, vir hulle kosbare herinnering. Ons dank die dat ons kan weet dat die ewigheid sondag tuis en deel en 'n ewige skerts en lag, vreugde en blydskap sal met geliefdes. Ons dank U vir die harde werk, en sy lewe, wat tot seën, wat onderwas. Maar vanoggend, Here, kom ons ook dankie te sê vir elkeen wat U oor sy lewenspad gestuur het, om hom te ondersteun, en sy ouers. Deur al die jare, aanvanklik in die begin nou, daarna, die verwerking van die gebeure, wat hom verlam gelaat. Die aanpassing wat ons kom, en die lewe verder. Dankie vir elkeen wat U oor hulle pad gestuur, hulle bemoedig het, hulle ondersteun, en vir hulle moontlik gemaak het, om met hoop te bly lewe. Ons wil vanoggend nie net vir die familie dankie sê, maar die vriende dankie sê, en ander gelowiges nie. Ons wil ook dankie sê vir sy plaasmense, vir die gesin op die plaas, met wie hy so nou pad geloop het, vir soveel jare, en wat hulle vir hom beteken het, en wat hulle alles vir hom moontlik gemaak het. Ons weet vanoggend, hulle is ook hartseer, Here, ons weet hulle is onseker. Ons wil vra, dat U ook in hulle lewenssituasie verder sal voorsien. Dankie ook vir die manier wat hy saam met hulle sy lewe kon leef. Ons moet vra dat U ons elkeen nou by die hand sal neem en ook op ons eie lewenspad verder sal lei. Wat, Here, wat sal getuig van 'n lewensveranderende ontmoeting met U. 'n lewe van geloof en hoop en liefde. Dankie dat ons dit kan bid uit genade. Amen. Ons gee geleentheid aan Nico Leroux om die handblyk van ons te doen.
Ja, wel. Ik heb lang gedink oor wat ek sou sê vandag in die sin van my dae het. En dankie vir dat julle my kans gegee het iets te sê. Tot my emosionele ding. Ek het baie gemeen gehad en ek het die grootste wat ons ook gemeen gehad het is die saak. Dit is geen wet staan. Net so 'n bietjie. Dat is ja, so wat ons ook gemeen gehad het is so paar was altyd 'n bietjie aan die dikkerige kant gewees. 'n Bietjie vol van die lewe. En van te veel eet en alles wat is. En koud. En ons het baie gemeenskapslede gehad en ook 'n liefde vir mense. Moet nie die ongelooflike gawe gehad het, as ek na sy vriende kyk en na sy familie kyk, dat dit maak nie saak hoe oud jy was, of hoe jonk jy was, of jy 'n 3 miljoen rand se kar het, of jy is swart of wat ook al. Jy het iewers ingepas as jy wil. En ek het gesit het en selfs op die Nederland, en net daar gesê, sit maar nog 'n uurtjie, of sit nog 'n tydjie. En dit was vir die in my oog, so ek nou gedink het, wat sal ek sê, is wat vir die absoluut spesiaal gemaak. Ek het op hoeveel van julle ken ek, hier, en ons het verder niks gemeen, absoluut. Daar was nie 'n goue gaartjie wat deur ons lewe stap haal of goed nie. En tog het hy die gawe gehad, mense wat mekaar betrek, en ook mense spesiaal word. Ek dink as dit ook vir julle hierso wat nie verstaan met gesprek, sinvolle gesprek op te gaan. En maak ek sal baie ingepas het. Dit was net so maklik gewees om te sit op myself. Nou, Boetie was 'n ou wat ook klein hartjies gehad. Ongelooflike klein hartjies. Maar ek het nie veel gesê oor homself. Ek het gesê soos Jorie gesê, wanneer het goed gaan, wanneer het sleg gaan, het altyd gesê, gaan sleg gaan, moeilik. Maar verder het hy nooit privaat regtig van sy emosies gehoor. En ek moet sê, ek het die voorreg gehad om 'n paar ander rond te driete en dan saam met dit. En dan was daar lag en gehuil oor die verlede en oor die toekoms en oor waar hulle pas, waar hy pas, waar hy pas. Ek weet nie altyd hoe ek in Boetie's lewe gepas het. Maar wat hy van gewees het is, hy was soms 'n vriend vir my, hy was soms 'n broer vir my, en hy was ook baie keer pa. So, as ek iemand is wat ek kan sê, wat regtig hulde wat ek op die lewe, of kan lewe, is die getuienis van hulde. As as hier vandag 'n groot spieël gewees het, en mense kyk in die spieël, en hulle kyk terug, en dis die hulde blyk vir hulle. Jonk en oud, maak die saak, 105 jaar, hoeveel jaar, moet die altyd die lief gehad in jou lewe laat wees. En dit was 'n gawe gewees. En daarvoor jy wegkom, en ek sê kom, rustig verder. Ons vriend, ons familie, ons baas. Ek het mydag op die plaas ingery. Maandag, oggend. Toe hy kan doen, voel hy plaas is nie tot. Daar is iets op die plaas. En ek kom maar lang op die plaas. Maar is leeg. Ek dink ek van ook ons leeg. Kijk ek die sit daar, skaapbaar, en verrond as ek niks gebeur het. Maar die siel van die rondwereld is nie daar. Dankie. Namens die familie, wil ek die volgende bedankings. Dankie
aan Lorraine, en die twee aflosse, Louise en Krinkies. Dankie vir die mooi verhouding tussen julle. En niks was ooit te veel om vir Rudy gelukkig en gemaklik te maak vir julle. Baie, baie dankie daarvoor. Dankie aan die plaasgesinne, die 3 gesinne, plaaswerkers met hulle hele gesin, wat al die jare getrouwd help met plaaswerk en beskikbaar was vir enige probleem wat sy opduik. Dankie ook aan Mali wat 100 dae van refusieonrent af gekom het om haar werkers te doen. Dankie aan ander begrafenisdienste, bedaarsdorp, ondernemers wat alles so mooi gereël het, en familie daarmee gehelp het, dat die reëlingsvolgens so glad kan verloop. Dankie aan Ian en Tian Leroux wat maandagoggend dadelik kom help het. Dankie Heila vir die mooie blonde in die kerk. Het my lekker toegegooi hier met die St. Joseph, dat ek nie in die diens gegaan het, as 'n wonder. Dat is pragtig, baie dankie. Baie dankie aan die Koeleroe, wat die hulpleiding gedoen het, wat dadelik uit die Kaap gekom het, en vir alles wat jy gedoen het, die hulp. Dankie vir jou gereelde kuiers, deur die jare onderlevel. Dankie vir die vriend, die was, vir dit was altyd baie lekker dat jy daar gekom het. Dus die noodekkie van my, die daarvan kennis, dankie. Dankie aan die koster en die helpers vir die gereedmaak van die kerk en die saal. Dankie Sonja, Niemand vir jou mooi rolspel. Dankie Skalk vir die beskikbaarstelling van die bus en die nodig sou wees vir die vervoer van die werkers. Dankie aan Appelstraalwyk vir die tee, koffie en verversings. Na die tyd, jy was allemaal welkom om na die diens vir die kerksaal 'n draai te gaan maak en saam met familie te kuier. En dan baie dankie vir almal wat vandag gekom het, asook al die besoekers deur al die jare van Rudy. Hierby wil ek iets byvoeg. Ek wil namens die ander sê, dankie familie, die nabye familie, vir die rol wat julle in sy lewe gespeel. Julle sal nie besef wat 'n waardevolle rol in sy lewe gespeel het. Namens hom kom sê ek vir julle dankie. Ook namens hom deze en van die lede wat hulle nie daar was, dat julle daar was. Baie dankie. Ons sluit af met 'n lied wat ons kan sê gevul is met jubelkrete. Psalm 57. Ek sien in my gees die glorie, die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy is Heer. Dis die lied wat ons in die tyd sing in Adventtyd. Jesus gaan weer kom. Ons gaan altyd by hom wees. Kom ons sing al 3 die strofes en ons bly dan staan vir 'n kort stukkie wat ek lees en dan sien ek. Amen.
hartseer en verlies as ons dit doen. Ons geloof in die opgestaane Here vul ons egter met vrede en hoop. Net so seker as hierdie afskeid finaal is, so seker is ons dat die Here ons red van die graf, dat hy ons lewe met liefde en ontferming kroon. So seker is ons ook dat Jesus weer sal kom en dat ons vir ewig by ons sal wees. Vandag eer ons die Here, behoed hy ons geloof en die bevestiging uit die woord van God dat die wat glo sal lewe, al het hulle ook gesterf. Ons glo daarom nie dat ons hom oorgee aan die dood nie. Ons glo dat hy nou ten volle deel in die ewige lewe. Ontvang nou die Here se seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees op julle eie lewenspad verder. Amen.